Goeiemôre en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkingtyd. Dankie, nuwe week, so voorreg dat jy saam met ons is. Dit is vir my lekker om hierdie daaglikse oordenking saam met jou te doen. Ek's opgewonde daaroor, want ons groei, ons leer en ons verander. Wel, ek doen en ek beleef dit in my eie lewe. So dankie dat jy saam die pad stap. Ons praat oor hoe leef gewone mense hierdie geestelike lewe. Hoe bly ons ingeskakel? Hoe abide ons? Hoe bly ons verbind aan God, Jesus en die Heilige Gees? En hoe het ons lewe krag en impak en bring verandering? Ons het gister gepraat oor die groot balans, die waarheid tussen om met vrees en ontzag te leef vir die Here, maar nog steeds met hierdie groot blydskap. Net die skrif gou vir jou lees, Handelinge 2, 46, hy sê, hulle het almal elke dag getrou by die tempel by mekaar gekom. Interessant, né? Elke dag getrou by die tempel by mekaar gekom. Van huis tot huis die maaltyd van die Here gevier. Hulle kos met jubelende blydskap en in alle opregtheid geëet. Hy woordjie jubelende blydskap het vir my uitgestaan en ek het hom begin bestudeer, ek het hom in die Grieks gaan kyk en al die verskillende woorde vir blydskap en daar's 2-3 verskillende Griekse woorde vir blydskap. Die een gaan oor gracia, genade, omdat jy vergifnis gekry het, is jy bly. Hierdie ene praat van 'n exuberant uit jou vel uit blydskap. Dit praat van 'n blydskap wat as gevolg van you've been set free, cut free, is daar 'n blydskap wat losraak binne in jou. Hierdie woordjie het my laat dink aan, dit is die lewe wat binne in jou en my kan wees. Ek praat van energieke lewe. Ek praat van 'n blydskap binne in jou en my wat aansteeklik is. 'n Blydskap binne in jou en my wat ons elke oggend laat opstaan en met soveel energie en aansteeklikheid en lewe leef, dat die wêreld om ons dit beskryf as exuberant joy, uitbundige blydskap. Nie gekoppel aan alkohol en pilletjies en lotto gewen en al sulke goed nie. Nee. Het praat van 'n blydskap wat innerlik in die mens is, 'n krag wat innerlik deur jou vloei en jou blydskap wys vir die wêreld, jou energie, jou krag wys vir die wêreld. En ons het gepraat, die disippels het dit gehad. En ek en jy verloor dit. En ek en jy word afgeskakel, ons is miskien ingeplek, maar ons is nie aangeskakel nie. Ons het gepraat oor die krag wat deur jou kan vloei, en hierdie krag is daai blydskap, en dis wat ek hierdie week saam met jou die pad wil stap. Here, wat is hierdie krag en lewe en blydskap binne in my? En elke dag seker maak, ek en jy is aangeskakel, nie net ingeskakel nie, maar aangeskakel. Dit beteken, die krag, die current vloei deur my, die gees vloei deur my, die liefde, die entoesiasme, die energie vloei deur my. Ek wil bid dat jy nie net vandag sal leef en struggle en stoei en maandag, is maandag, blou maandag, nee, ek wil bid dat jy vandag in die krag sal wees en dat die krag deur jou sal vloei en dat jy vandag met die blydskap sal leef wat elke Christen mee kan leef. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, hierdie blydskap is nie opgewek deur aardse dinge nie. Hierdie blydskap nie gekoppel aan hierdie bloubulle gewen en hoe lyk die effektebeurs en wat sê die politici nie. Hierdie blydskap is gekoppel aan die diep binne in my hart, waar die Heilige Gees en Jesus krag binne in my opstaan en uit my uitborrel. En dis wat ek wil bid vir elke luisteraar, Here. 'n Bonatuurlike krag van die Heilige Gees, 'n bonatuurlike lewe, want dis wat U vir ons wil hê, dis wat U vir elke Christen wil hê, dis hoe die vroeë kerk geleef het, met heilige vrees en ontzag vir U, met uitbundige blydskap, en dis wat ek bid vir elke luisteraar. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam, amen. Dankie, lieve vriende.
Ons praat môre weer verder. Goed gaan, sien jou. Trots geborg deur Evergreen Turf.